Baie welkom by nog 'n Woensdagwoord. Ek hoop dat dit met jou goed gaan. Ons is in lydingstyd en in lydingstyd dink ons 'n bietjie anderste oor die pad wat ons saam met God loop. Die teks wat ek vandag vir jou wil gee is Lukas 9 vers 23 wat sê: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Lydingstyd is 'n tyd wat ons so bietjie die spieël ophou en vir onsself vra, waarmee is ek besig? Wat is die goed wat vir my belangrik is? Dis 'n tyd wat ons so bietjie meer dink. Dis nie noodwendig 'n swaar tyd of 'n tyd wat ons die heeltyd in rou is nie, maar dis 'n tyd wat ons so bietjie introspeksie doen en sê, maar wat gaan in my hart aan? Wat gaan in my kop aan? Waarmee hou ek myself besig? Vir 40 dae hou ons die spieël op en sê, maar Here, kyk ook binne in my en laat ek myself toe om binne in myself te kyk. Want ek dink, omdat ons so gejaag en besig is ons partymal bang om te kyk en te dink, waarmee is ek besig? Wat in my eie kop aangaan? En is nodig om so af en toe te sê, maar ek dink ek moet bietjie anders te dink. Romeine sê, laat God jou denke vernuwe. In lydingstyd is 'n tyd om ons denke te vernuwe. Lydingstyd is ook 'n tyd waar ons dink oor tyd, oor hoe ons lewe spandeer, hoeveel al verby is, hoeveel nog kom en wat ons met ons tyd maak, hoe belangrik tyd is, hoe belangrik dit is en hoe vinnig tyd verbygaan. Ek besef net al meer en meer dat môre aan niemand beloof is nie en dat in 'n oogwink alles kan verander. En daarom is dit belangrik dat ons in die hier en die nou leef, dat ons vandag sal aangryp en vandag besluite sal neem wat goeie besluite is. En ophou om te karring in die verlede wat was en wat ons hoop sou gewees het, maar vandag leef met die moeite werd, sodat môre dalk beter kan lyk. En dan is lydingstyd 'n tyd wat ons luister. Iemand sê so mooi, die wêreld skreeu, maar God fluister. Wanneer ons kruis opneem, beteken dit dat ons ingeskakel is by God. Dat ons hoor wat God vir ons wil sê, dat ons daarmee besig sal wees. En daarom is dit belangrik dat ons in lydingstyd bietjie stiller raak, bietjie rustiger raak, bietjie meer Bybel lees, meer mediteer, meer bid, sodat ons regtig God se stem in die geraas van die wêreld kan hoor. Want daar's so baie invloede, die televisie, die rekenaar, die radio, die boeke wat ons lees, almal is besig om inligting in te laai. Die vraag is, in al hierdie inligting, hoe luister ek en hoe hoor ek God se stem? Om God se kruis op te neem is om te sê, maar ek stap versigtig agter Jesus aan. Die waarheid is dat daardie saamstap met Jesus of agter Jesus aanstap nie noodwendig 'n maklike stap is nie. Dit het God nooit beloof nie, maar dat die uiteinde altyd die moeite werd is. Dat ons bereid sal wees om die ekstra myl te loop, om die swaar te dra, om op te daag vir ander wat swaar kry, om moeite te doen met ons medemens. En in lydingstyd is om na myself te kyk, binne toe te kyk, maar dis ook 'n tyd waar ek na buite kyk en sê, Here, waar kan U my gebruik? Wat wil U met my lewe? En daarom is lydingstyd 'n tyd van introspeksie en mooi dink. So ek wil jou uitnooi om God se kruis op te neem. Onthou dat hy sê sy las is lig en dat ons weet wanneer ons hierdie kruis optel dat dit nie nog swaar is nie, maar dat dit moeite gaan vra, dat dit ernstigheid gaan vra, dat dit die moeite werd is. Mag jy in lydingstyd regtig besig wees met God, dat jy God se fluisterstem sal hoor in 'n baie de mekaar wêreld. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons in lydingstyd so bietjie in 'n ander rad kan inskakel. Dankie dat ons U stem kan soek in die geraas. Dankie Here vir die versekering dat U Heilige Gees steeds besig is om in ons te werk. Here, as ons na die wêreld kyk, gaan raak ons so bietjie bekommerd. Dis de mekaar en 'n geskarrel en ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Daarom hou ons vandag aan U vas en vra dat U saam met ons sal wees. Dankie Here dat ons weet dat U goed is, dat U genoeg is en dat U met ons is. Amen.